Robotika in die klaskamer. Nee, dit begin nie by 'n robot nie. Ek is Liandi Bresler en jy kyk na Skool Slim. By my vandag het ek vir Melanie Kroukamp, sy is 'n onderwysspesialis by die skoolondersteuningssentrum in robotika en dan ook natuurlik kodering en KI. So Melanie, baie welkom hier so by ons. Baie dankie. So wanneer mense robotika hoor, nee, dan dink hulle dadelik aan toerusting en kodering, maar wat is robotika nou eintlik in 'n skoolkonteks? Kodering en robotika is glad nie robotte of rekenaars soos mense dink nie. Dit is kreatiewe denke en probleemoplossing. Dis om ons kinders weer te leer dink. Dankie Melanie, ek sien sommer jy het vir ons 'n paar goed ook saamgebring, so dit wys sommer die kreatiwiteit hierso. So hoekom dink jy is soveel onderwysers nog huiwerig om robotika, jy weet, met dit te begin in die klaskamer? Want hulle is bang. Die eerste keer toe ek kodering en robotika gedoen het, was ek verskriklik bang. Jy weet nie wat om te verwag nie. Jy's bang om foute te maak. En die belangrikste is dat jy moet weet, jy gee kodering en robotika sodat jy foute maak. As jy nie probleme het om op te los nie, dan doen jy nie jou werk. En ek dink die probleem is regtig, hulle is bang, hulle weet nie wat om vir die kinders te sê nie. Ja, so jy sê robotika begin by denke, en nie by toeriste nie. So watter denkspiere kan enige onderwyser al môre begin oefen met die kinders in die klaskamer? Okay, die prettigste een is altyd as jy nou maak jy's 'n robot. So nou die kinders kodeer jou. So ek het gewoonlik so 'n ou boetjie opgehaat en dan op die teels dan as die kinders nou gesê het one step forward. En het dan gehoor ek het Engels hier gepraat. Wat belangrik is om forward, backward, left, right om die Engels te gebruik omdat ons die kinders in graad 7 werk ons daarna laat hulle die kodering taal gebruik. So jy moet jou kodering taal gebruik. En dan 'n ander ene, jy weet dit nie. Maar dit is nou gaan ek jou gou vinnig wys. Ek weet vir die klintyd. Dis waar jy opgewonde is. So jy gaan nou hierdie. Iets wat 'n groot probleem is ons korttermyn geheue. En om dit bietjie te oefen. En dis 'n 5 minute opdrag. So ek gaan nou gou vinnig vir jou. So nou gaan ek vir jou wys. 1 2 3 en dan vat ek hom weg. So nou moet jy jou korttermyn geheue gebruik om dit weer te bou. Melanie, jy het my nou hier Op die spot gesit. Ek voel my baie op die spot. Maar luister, ek het dit gedoen en ek kry dit nie reg nie. So jy moes glad nie op die spot gespoel sê nie. Ek vra my nog om te bou ook. Ek weet nie, eens kyk of jy dit reg het. O nee. Sien, en nou, wat nou sê? Nou die kinders, dis belangrik om te sê, okay, jy het dit nie reg nie. Kyk gou weer Ja. en maak dit reg. En is om vir die kinders die selfvertroue te gee om te sien dit is okay om foute te maak. Hulle moet na hierdie klas toe kom, laat hulle kan weet ek is hier om oplossings vir my probleme te vind. Dit is fantasties en so lekker interessant. Dankie. Ek was bly ek kon ook nou 'n bietjie aktiwiteit doen op die potsending. Dit maak dit sommer lekker. Ek wil ook gou net by jou hoor. So baie skole, ons het nou gesê hulle jaag toerusting na asof dit die antwoord is, maar wat is die grootste toerusting leen wat daar is? Dat jy toerusting nodig het. Ek het my eerste jaar toe ek my hand opgesteek het om die kodering onderwyser te wees, het ek geen toerusting gehad nie. En kyk, CAPS gee vir jou baie goeie riglyne. En weer eens gaan ek nou terug na my ou 6 blokkies toe kom. Hierdie departement gee hierdie gratis vir al die departementele skole. Okay. So hierdie kos die skole omtrent niks geld nie. En jy kan patrone maak, jy kan algoritmes maak. So jy het nie geld nodig nie. Wat jy dan doen, wat belangrik is, ek weet dit pas nou nie in die vrae nie, sorry. Wat belangrik is, jy moet die mense om jou opgewonde kry. So jy met die bestuur, ek het gereeld my hoof in my klas ingenooi en my fase hoof sê, kyk wat kan ek doen? Jesus, dit sal nou lekker wees as ek 'n rekenaar of 2 het. So dit is 'n lang pad, maar maak hulle opgewonde en dan die mense gaan jou help. Jy kry baie mense wat ook die maatskappye kan vir jou borg. Daar's baie oplossings. Ja, so hoe gaan 'n onderwyser nou selfvertroue kry in 'n vak wat so nuut en tegnies en jy weet eintlik bietjie vreemd of intimiderend kan voorkom? My lese is fail forward.
ek het al hoeveel keer, dan kom ek in die klas, dan weet partykeer dan het ek hierdie wonderlike aanbieding en dan kom 'n kind en vra vir my 'n vraag wat ek glad nie weet nie. En as ek nie bang is, sê ek vir die kinders, weet jy, dit wat jy nou daar vir my vra, ek weet nie, maar kom ons vind uit. Ja. En dit is om daai oopte regtig vir die kinders te wys. Weet jy wat, ons gaan hierdie probleem saam oplos. Ek het al vir die kinders gesê, luister, kom ons praat gou vir ChatGPT. Ek weet nie, maar laat ons gaan. Ja. En baie keer het die kinders vir my die oplossings gegee. En sodra die kinders daai koneksie met jou maak, daai regtig te besef, maar weet jy wat? Jy hoef nie alles te weet nie, maar jy kan uitvind. Maar Melanie, ek wens sommer jy was my onderwyser gewees toe ek op skool was. Ek dink ek sê vir jou vak baie gehou het. Klink sommer lekker. As jy vandag met elke onderwyser in Suid-Afrika kon praat. En ons kan nou hierdie, dis nou nie elke onderwyser nie, maar elke persoon wat nou hierdie kan kyk. Wat sê jy graag vir hulle sê oor die eerste stap van robotika in hul skoolkultuur? Begin net. Okay. Hou dit klein en weer eens, moenie bang wees nie. Wees opgewonde oor hierdie vak en wat belangrik is, kry mense met die wat kry kodering en robotika onderwysers waarmee jy kan klankbord. Want dit was in my eerste jaar het ek baie gesukkel daarmee. Baie keer is daar net een onderwyser vir die skool. So gaan na Facebook toe. Gaan na groepe toe en dan begin jy te klankbord en so los ons saam ook dit op. Ja. Melanie, my laaste vraag dan aan jou is dan natuurlik, kyk op sosiale media en voordat ek my oë uitvee en ek sien daar dan is jou sessies wat jy aanbied, uitverkoop oor 6 bricks. Wat behels hierdie en hoekom is dit so gewild? Dit is vir my ongelooflik om dit te sien. So vertel ons bietjie meer, dit maak my opgewonde om daarna te kyk. So, wat maak hierdie opleidingssessie so gewild en wat is 6 bricks? Presies. Ek het definitief nie genoeg tyd om dit vir te sê nie. Jy moet jou my sessies bywoon. So 6 bricks is hierdie 6 blokkies en dit is regtig net om te sien hoe jy van omtrent niks iets kan maak en hoe mens net bietjie buite die boks moet dink. Jy kan hierdie 6 bricks integreer in alle vakke. En hoe kinders het nodig, hulle het iets konkreets nodig en hoe jy hierdie konkreet kan gebruik om jou kinders te help in wiskunde, Afrikaans, Engels, robotika. Ja, ek's mal daaroor. Baie dankie Melanie en baie dankie vir almal wat hierdie video gekyk het. As jy daarvan hou, stuur dit gerus aan vir enige iemand wat jy ken of wat sal belangstel in robotika en hoe dit werk en net om te besef dit is nie net 'n robot nie. Dit gaan nie net oor 'n robot nie. Dit is soveel meer. So baie dankie Melanie. Stuur hierdie video aan vir almal en ja, ek is Leandie Brazzer en saam met my was Melanie Kroukamp en jy het gekyk na Skoolslim.